Wanneer kom die oupa's Januarie? Ik weet niet, nonna. Hij zal vanmorgen hier weg, nonna. Januarie? Missis? Maar hierdie roosboom het ons niks water gekry nie. Ik weet, missis, maar die water is klaar, missis. Dit ook nog. Ek geen benul gehad dat dit so droog hier is nie. Ja, die droogte begin nou gevaarlike afmetings aan te neem, my kind. As nie hierdie naweek huis toe kom en sê ek seker niks wyser geword het nie. Mami laat my mos niks weet nie. Ons wil jou nog daarmee opgesaal het nie. Jou werk is om te studeer en ons werk is om jou op die universiteit te hou. Mami laat my nou sleg voel. Daar kom oupa aan. Januarie, vat jou lammetje, sit hem daar in die waanhuis. Ja, mijn was. En je moet daar die ander 4 gaan bij elkaar maken aan de andere kant. Ja, mijn was. Arme oupa. Ja, jou oupa kan ook nie meer so alleen die plaaswerk behartig. En as oupa nie meer plaaswerk kan behartig nie, wat gaan dan van mami word? O, dit sal die tyd ons leer. Waarom het mami nooit weer getrou na papi se dood nie? Dood? O ja, jy het nog nooit van tevore daardie onderwerp aangeraak nie. Waarom vra jy nou? Dit sou soveel probleme opgelos het. Mami sou nie so alleen hoef te gewees het nie. Oupa hoef nie so hard te gewerk het nie. En ek? Jy? Ek sou papi gehad het. Elke dogter wil tog 'n papi hê om mee te spog. Ek weet. Maar jy vergeet weer dat ek nooit 'n mammie gehad het om jou te spog. Jammer, mami, ek het skoon daarvan vergeet. Hallo, oupa. Hallo, pa. Maar jy al klaar gepak, is morgen weer hok toe. Ja, pa, ek het klaar gepak. Pa, dinge lyk maar sleg. Die water begin ook nou op te gee. Maar hoe lyk die weer vandag? Daar die bankwolken lê nou al daar vir die afgelope 3 weke. En nie 'n druppel reën nie. Ek sou moet gaan veld soek as dit nie gou begin reën nie, anders sal maar sleg gaan met die toys. As oupa my veel moet trek, wat gaan dan van mami word? Hoe ek trek saam, wie moet dan vir oupa sorg? En met die Desember vakansie sluit jy weer ons aan. Hoe is daar? Klink goed, oupa. Nou ja, kom ons gaan gee gou vir oupa koffie. Nog nie klaar met die vensters nie, Maggie? Amper presies. Is die koffie al klaar? Ja, presies. Kom pa, die koffie is klaar. Ja, kom. Ja. Pak maar daar en jafter. Van huis om voor jafter, laat hij het aanvallen. Dit nou af. Ja. Toen mag je hem ook opklimmen, zal ik jou achter staan. Ja. Pa, Huh? nou waar is my kalkoen en die speenvark? Nee, lieve kind, ik zal aan de andere kant voor jou kalkoen en een steenvark kopen voor Kersfeest. Kom, klim jij nou in. O, wag net so 'n bietjie. Daar is het toch nou weer. Pa, ek snou weer. Maak toch nou gauw, ik is haastig, ik wil rijden. Zo mensen, dames, stadige dingen, alle aarde. Ja, zeg je me nog maar mooi kijkje naar die plaatsen. Voor die al van die groenvoertjes geef het nog goed is. En als je nou ding nodig hebt, dan vraag je daar voor was bij de garage. Ik zeg je daar boodschappen staan. Hij is zo'n beetje hier, kom kijken hoe laat het hier aangaan voor mij, laat weten zien. Hilly, kom dan toch op de plaats. Jellies! Ja, pa, ek kom. Kom dan nou eens rekenen, dus al wie weer toelaat. Allah, magisch dat jullie zo kunnen draaien. Ja, pa, julle moet nou mooi kyk na alles, hoor. Julle ook, hoor, julle moet mooi kyk. En toch, kijk voor je ook ver voor. My ou blommetjies ook, hoor, ja. Het lijkt mij hier is niet een levendige ziel op jullie plaats. Moes ons nie maar vandag op die dorp by die prokureur aangegaan het, die pa. Hij heeft toch uitdrukkelijk die dag toen ik de grond kom huren gezegd dat ik me die sleutel hier bij die voorman krijg. Pa, Hè? is pa sekerheid van die voorman gepraat, nie van die dokter nie. Moet nou niet maken of ik een kind is niet. Ik heb je ons gezegd, die dokter is in die kaap. Hij bleef daar. Ik ga nu eerst kijken.
meneer. Middag, mevrouw. Ik heb net die sleutel voor die. Hij is hier op onderplaats gemaakt bij die voorman. Is die niet bij huurder? Ja. Die voorman is mijn broer en ik is zijn zuster. Zal je niet binnenkomen, hè? Dank u. Kom, zit gerust. Ik zal zo lang aan je sleutel zoeken. Dank u. Die geachte dokter zal zeker nou hier wees. Dokter? Maar hij is voor die kaap. Ja, maar elke jaar die schemer komt hulle misschien vakantie houden. Voor alle jaren al. Vandat die dokterse vrouw dood is. Die geachte dokterse vrouw. Hij moest niks van die plaats gaan. Dan is die dokter een wevenaar. Als die vrouw te sterven komt, dan wordt die man een wevenaar. Je zei Hulle, kom altijd hierheen. Wie is die Hulle? Hier is die sleutel. Wel, daar is die dokter, zijn zuster, zijn zoon en die brengt gewoonlijk een vriend samen. Een dag. Ach, maar waarom is hij zo haastig? Wel, je niet wat de dokter komt. Ik zal later komen keuren. Voor die dokter. De dokter zal misschien zelf een bezoek gaan afnemen. Ah, maar wil je niet wachten voor een kopje koffie niet? Nee, dank u. Oh, daar is dokter Werner nou niet. Ik ben van die water gaan opzetten. Dokter Werner? Middag om. Dokter Werner is hier van. Dag, dokter. Ik is die nieuwe huurder van onderplaats. Ik heb net die sleutel kom halen. Ja, ik is baie gehecht aan daar, jou. Ik breng gewoonlijk die grootste gedeelte van mijn vakantie daardeur. Dat is ons bestemd niet pad. Ik bedoel, Ons? hoe Hoe die gezegd, wat is die van alweer? mijn van is de pre. Oh. Mijn dochter, ik bedoel, mijn zuster is ook bij mij. Morgen verwacht ons haar dochter van Pretoria. Oh, ik zie. Nou ja, ik is ook maar haastig. Ken je die pad, zo'n? Ja, dat is ons net. Die eerste uitrijpaadje langs. Dank u, dokter. Alles de beste. Maar, heb ik je niet al van tevoren gezien? Je komt zo bekend voor. Ik geloof niet, dokter. Ik heb nog nooit mijn blinde darm laten uitslagen. Ik denk die dame wacht voor u. Oh ja, dat is mijn zuster. Tot ziens, hoor. Tot ziens. Dit was voor jou nou, schat. Wat betekent het paard me dan verzekeren dat hij niet kap is? Dokter, je hebt het zo gezegd. Nou, pa, Wie sê jy is daai man? De Preer. Hij is de nieuwe huurder van onderplaats. maak toch gauw, laat ons hier wegkomen. Maak maar schoon. Ik wil liever onthouden dat wij van de Prius en jij mijn zusters. Onderplaas. Klim jij niet af, niet? Oh, ik zie die luchten ingezet. Netjes en schoon. Of hoe? Ja, pa. Maggie, daar zit een bus. Kijk of daar 4 maat goed buitenkant is. En dan maak je soms van die 4 op. Pa besef natuurlijk dat Lydia en ik onder de huidige omstandigheden niet langer hier kan blijven. Zodra ze gekomen het, moet ons zonder verzuim terug gaan huis toe. Maar hoe kom je die zo kom? Hoekom? Een pa vraagt voor mij hoekom. Ik was klaar je straf uitgediend. Dink pa, ek is 'n gevoelloze wese wat in 'n vertoonvenster geplaas kan word. Maar wat van Lydia? Nou, ze maar wacht tot morgen hoor wat zij te zeggen. Hoe kan Lydia besluit oor dinge waarvan sy niks weet nie? Wij zijn nadat je haar behoorlijk alles verduidelijkt hebt. Nee, dit kan ek nie doen nie. Ons kan nie vir Lydia aansleep nie. Waarom moet haar onbesonde lewe vertroebel word? Jij vergeet dat Lydia groot geworden is, Elise. Maar die tijd zou ons leren. Lekker hoe is hier.
Gewonnen laat die dokter zo gehecht is aan die oplegging. Hoe weet pa? Hij heeft mij zelf verteld. We zitten maar bij haar alleen voor hem. Nog dat ze vrouw overleden is. Zijn vrouw? Ah, nou werkt die vierkop. Mami niet saamkom nie. Nee, die is heel af voor die eentklommen. Ons moet maar zomaar dadelijk rijden, je maar achter ons houden. En zeker die dokter zijn zin en zijn maats. Mooi plaats hier in Blauwkras. Ons bleef haar onder. Ik is zeker, ik ga die vakantie genieten, hè, pa. Hallo tante. Dag Johan. Hallo, Tante. Dag Betsy. Ik is blij die seuns jou saamgebring. Dag Pieter. Hallo juffrou. Ik wil eerst niet saamkom nie, maar Johan en Pieter wil net niks weet nie. En as Pieter vir jou oogies maak, gaan hy sy rieme styf loop. Ek hoor jou. Ons gaan net eers thee drink, dan kan hulle jou huis toe neem. Maar waar's pa dan, tante? Moenie my sê hy het al reeds sy intrek op onderplaas geneem nie. Onderplaas is verhuur, Johan. Maggie, je moet vandaag alles netjes schoonmaken. Non alles nou niet hier. Ja, missie. Hoor ik iets? Frans. Go weg. Mag je weg, ongekend weg. Missis, de baas is hier achterom, missis. Kruip weg, Maggie. Kruip weg. Iemand thuis? Maggie, baas is weg. Hier zit missis. Ik kan hem uit mijn baas is weg. Ik ga zo'n altijd wegkrippen met die mensen komen, missis. Nee, dat is ons twee alleenigers. Nee. Ik hoor me zo karren. Ja. Ah, dat is je ook water niet, Nonna. Gewoon gaan maken voor ons weer. Hallo, Lydia. Hallo, mami. Hoe gaan het? Oh, goed, dankie. Oeh, maar jij ziet daar goed uit. Maar het is een prachtige plekje. Ja, is het niet? Dag, pa. Ja, Voiker. Hallo, Nonnie. Hallo, Maggie, zit hier klaar? Klaar, Nonnie. Nee, ja, hou je goed van die Loria. Je slaat maar eens mooi. Wat die meubels mij? Ja, alles was niet zo. Kijk, daar is een kachel, ik kan glad spier maken. In december, ik ga bij die kamer. Kom. Hier is ons kamer. Gary, dit is mijn. Maggie, gemaakt jij voor ons thee. Ja.
En daaronder is die ontbyt in die badkamer. Badkamer, ek het al gesien ek in 'n skotteltjie bad. Nee, en daar's oupa se kamer. O, dis pragtig. So maar waar. Kom Lydia, kom laat ons gou geteer. Ek sal gou 'n ander rok aantrek. Ek kom nou, mami, goed. Pa, Hè? François was vandag hier. Hier? Heb je jou gezien? Nee, gelukkig het ons hom sien aankom en toe het ons weggekruip. Dankie. Het pa al vir Lydia gesê dat ons teruggaan? Nee, ik weet niet. Je is voorzien wat we terug naar huis toe. Ek sal wel iets dink op haar te sê. Als je vanaf aan een baie goede reden moet doen. Je kent voor Lydia. Ze laat haar niet zo makkelijk om je bos leggen. Pa maak dan regtig dinge nie vir my maklik nie. Ah, nou voel ek sommer baie beter. Drink jou tee. Kom, ik kan ook een dank voor. Ik heb iets wat ik wil voor jou wijs. Wat is dit, oupa? Ik heb een pamfletje op die café's tafeltje gekregen wat ik wil voor jou wijs, Lydia. Waar is dat toch nou weer? Ah, hier is het. Lees het, laat ons zien wat ze Goed, oupa. Dis die jaarlikse byeenkoms vir alle jong mense van dorp en distrik, bekend of onbekend. Die ouers, bekend of onbekend, moet vir die eet en drink goed sorg. Dis vir 'n dans, mami. Ek gaan so waar ook daarheen. Sal oupa my neem asseblief? Ja, zekerlijk zal ik. Ongelukkig sal ons twee nie meer hier wees nie, want oor 'n dag of twee gaan ons terug huis toe. Waarom? Vraag voor jou ma. Ik ga eerst gewoon naar de vier kijken. Waarom gaan ons huis toe, mami? Ag, sommer om Kersfees tussen bekendes te wees. En jou oupa sal vir 'n paar dae huis toe kom. Eindelijk is dat niet die rechte reden. Nie. Laat jou ma jou vertellen waarom ik mij van moest veranderen naar de preer toe. Ander. En waarom zij moet doorgaan als mijn zuster. Dis alles so geheimsinnig. Dis of 'n ramp ons getref het. Wat beteken dit alles? Waarom sê mami niks nie? Jouw ma zal jou alles vertellen. Wat is verkeerd, mami? Sê my ma. Wel, Jy sien, wat is dit, mami? dit het alles 20 jaar gelede gebeur. 20 jaar gelede? Ja, hier op Onderplaas. Was weer die droogte wat ons hierheen gedryf het. Net soos nou. Net toe ons alles verloor was bywoners hier. Ons werkgewer se seun François Werner, Werner, maar ons is aan Werner. jou vader, My vader. het medisyne studeer in Kaapstad. Hy was hier met die Desembervakansie. En toe? Ons het verlief geraak op mekaar. François se ouers was vreeslik daarteen gekant het ons belet om ooit weer mekaar te sien. Maar dit het nie gehelp nie. François het my altyd weer gekom. En toe, een aand toe ek weer kom kuier, het hy vir my hierdie gebring. Ek weet pap het dit vir mami gegee. Ag, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het daar buite gesit. Net soos jy nou sit, Lydia. Kyk. Jy kon ek gewees het. Jy lyk net soos ek gelyk het toe ek so oud was. En toe, mami. Toe hy stilletjies hierdie om my nek gesit. So. Dis pragtig. Baie dankie, François. François, wat maak jy hier vanaand? Ag, 'n mens word desperaat as jy dink hoe hopeloos ons liefde is. Maar hoekom? Ek het ons toekoms vandag met vader bespreek. En Hy wil nie sy toestemming tot ons huwelik gee nie. Elise. Elise, sê dat jy my lief. François, jy weet dat ek jou liefhet. Elise, kom ons gaan trou. Ons kan nie, François, ons is al twee onmondig. Ek weet maar, ek het vriende in die stad wat vir ons sal teken as getuie.
Jy meen ons moet wegloop? Ja, jou pa sal nie omgee nie en as ons eers getroud is, sal my pa sy toestemming moet gee. Maar Elise, ek wil jou nie forceer nie as jy nie gelukkig is daarmee nie dan. Ek gaan gou pak. Ek is klaar, François. Kom ons loop. Hiermee verklaar ik jou, François Johannes Werner, en jou Elise over de twee wettelijk getrouwd als man en vrouw. Eigenlijk. Eigenlijk. Liefling. Schattie, wakker word. As ons vanaand op 'n ander plaas wil wees, sal ons nou moet begin roer. My pa se motor is ook hierso. Ja. Maar denk pas ook. Zo, dan heb je uiteindelijk opgedaagd, hè? Ja, pa. Je beseft natuurlijk dat je je verduidelijking waarmee beschuldigd is voor je slechte gedrag. Als trouw onder slechte gedrag val, vader, dan is ek vader een verduidelijking verschuldigd. Trouw? En waarom moet je me niet eerder vertellen? Hoe oud was u toen u getrouwd is, meneer Werner? Dat maakt niet zaak niet. En dat jij gedenkt dat jouw zuster en ik hierdie flerrie in ons huis zou verwelkomen. Meneer Werner, mijn dochter is niet een flerring. Ons mag arm wees, maar zij is ordentelijk opgevoed. Vader moet niet mijn vrouw beledigen. Zij is niet jouw vrouw niet. Jullie is albei onmondig en dat zonder toestemming getrouwd. Zo huwelijk wordt niet herkend. Dat kan en zal onmiddellijk nietig verklaard worden. Wat vader vergeet is dat ons als man en vrouw samen gezien is en dat ons samen gebleven. Blijf stil, ik ontein jou is mijn zin. Meneer Werner, laat die trouwen doorgaan en dat kan later skiën. Dat zal bij moeilijkheden oplossen. Voor jou ja. Je hebt jouw zaakjes mooi achter elkaar gezet net toe.
Vir die res van jou dogter se armsalige bestaan sal my seun haar onderhoud moet betaal. Ek wil nie geld hê nie, meneer Werner. En ek wil nie skei nie, vader. Jy het geen keuse nie, François. Ek is ook nie van plan om die res van my lewe jou pa se beledigings en vernederings te aanvaar nie. Wil jy dit ooit af van my grond af? Vir jou en jou gesprek sal ek nooit weer sien nie. Kom, en jy gaan huis toe. Maar vader... Kom, ek wil eers met jou praat. En toe is ons geskei. Weet jy van my? Nee, jy is gebore sonder die medewete van jou vader. Kort na ons geskei is, het ek 'n brief aan sy pa geskryf om te sê dat ek gaan trou. Mamma moes hom baie lief gehad het. Wat daarna tussen hom en sy vader gebeur het, weet ek nie. Al wat ek weet is dat hy later getroud is met die vrou wat hulle vir hom uitgesoek het. Toe het hulle hom oor see gestuur om verder te gaan studeer. Kan jy nou verstaan waarom ek nie langer hier kan bly nie? Sal mami vir my iets doen? Enigiets, Lydia. Bly dan. Ek sou graag my pa wou sien. Hoe het jy nou weer gesê, wanneer is die partytjie? Saterdag aand, mami. Kan ek dan gaan? Natuurlijk, Dankie, my mam. kind, natuurlijk. Ek dink dis veilig hier. Doodveilig. En wat gaan oupa nou die hele aand maak? Teen vashou vir jou. Dankie, oupa. Wie is dit? Ek weet nie. Kom. Goeienaand, juffrou. Hier's 'n vreemdeling hier. Jake, Ek is Johan Werner en dis Betsy Clark. ek is Lydia. Net Lydia. Jy's welkom om by ons groepie aan te sluit, juffrou. Baie dankie. Ek is Pieter. Dit is Louise. Hallo. Ek is ook 'n vreemdeling, dit ja. Kom ons gaan sit. Dankie, Lydia. Dit was lekker geweest. Juffrou, wat is jou van nou weer? Noem my maar voorlopig Lydia. Ek probeer nog uitvind of my van iets is om op trots te wees. Is jy hier met vakansie, Lydia? Ja, ek is. Waar werk jy, juffrou? Victoria en jy? Ek werk nie. Ek is op universiteit. Werk 'n mens dan nie ook op universiteit nie? Nee, ons studeer. O, dis anders. Ons wil nie nuuskierig wees nie, Lydia, maar waar is jy tuis? Ja, ons party van ons wil baie graag besoek kom aflê. Dan sal ek julle laat weet waar en wanneer om te kom. Ons sal geduldig wag op 'n uitnodiging.
Pieter, stap je saam? Ja. Verskoon ons asseblief. Zeker. Pieter, maat, ek wil jou groot guns vra. Wat ek hoor? Man, hou jy so 'n bietjie vir Betsy besig dat ek 'n kans kan kry om met die ander meisies te dans? Jy bedoel seker Lydia. Onder andere ja, maar alles is 'n vreemdeling. In daardie geval dink ek dat dit pasliker sal wees as ek aan geselskap hê. Ek is mos ook 'n vreemdeling. Ag, moenie verspot wees nie. En weet nie, nou nie moontlikheid tussen jou en Betsy maak nie. Jy het my mos vroegtydig gewaarsku. Ek en Raai waren julle twee gesels. Jammer maar Lydia wag vir my. Kom ons dans. Jy trap op my tone. Dis die orkes se skuld. Kyk hoe steek die twee vreemdelinge ons in die skande. Ja, kyk net vir Pieter, mense het dit nooit van hom verwag nie. Hy is natuurlijk geïnspireerd door die bonatuurlijke. Na die volgende dans sal ek vir Pieter vra om jou ook te leer. Sal jy? Ja. Stilte asseblief. Dames en heren, net na die volgende dans sal ete bedien word in die eetsaal. Betsy wag vir jou, maat. Johan was ook ziek. Opa, word toch wakker, opa. Ah, wat? Maak gauw laat hij uitkomt veel dat iemand mij zien. Nee, ik kan zelf niet zien. Maak toch Waar gauw, is opa. die sleutel toch nou weer? Ik maak wel schoon. Je doet het wel. Ja, opa, wat vertel.
dan nie iets gaan eet nie? Ek het eers 'n bietjie vars lig kom soek en wat soek jy hier? Vars lig, maat. Ek begin nou sterk daaraan te twyfel of Lydia werklik bestaan. Of dit nie maar net blote versinsel is. Nou praat jy deur jou nek. Nou waar is hy dan? 'n Mens kan nie sommer so verdwyn nie. Jonas, Ja, my wys. wat hierdie brief na die ouers daar onder plaas. Dra die stukke daar bo in die kloof en ek wil nie ons skape met deurmekaar raak nie. Ja, wys. Loop sommer nou en maak gou hoor. Ja, wys. En toe julle twee wat staan julle so asof die honde julle kos afgeneem het. Moenie vir my sê is nog 'n ou noontjie nie. Pa kan dit nog 'n keer sê. Wel, die beste raad wat ek julle kan gee is om bietjie te gaan rondry in die veld. Neem sommer die gewere saam, miskien loop julle 'n bokkie raak. Dis die beste medisyne vir 'n gebroke hart. Wat sê jy, Johan? Dis 'n goeie idee. Kom. Drink maar 'n bietjie water toe. Toe my pen. Maar pen, drink 'n bietjie water jy. Ja, my boy, wat is dit? Hallo Nuna, hier is die brief uit die ouers nou. Dankie, ek sal dit vat. Gaan maar. Hi. Waar enetjie gaan jy? Kom, kom. Kom. Pa, papa. Ja? Opa, kom nou eers dat ek gou pa se been kan speer. Waar gaan pa dan nou? Ek wil eers gaan kyk of die vee nog sout het. Maar Lydia het mos gesê sy sal gaan, pa. Ek dink sy is seker al weg. En mens, het ook geen rus vir jou siel nie. Hier, hy goed, ek sê selfs my been gaan smeer. En kyk of Lydia al weg is. Goed, pa. Maggie, sê 'n bietjie vir my daai tang ook aan asseblief. Wat op die aarde probeer jy nou aanvang, Lydia? Moenie vir oupa sê nie, maar ek gaan die draad heel maak. Die draad? Pa se bevele. Ag, moenie verspot wees. Hoe gaan jy dit regkry? Ek weet nog self nie, maar hou mami maar vir oupa besig. Kom. 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 Kom aan, Johan. Jy weet Pieter, dit bly vir my 'n raaisel. Ja, vir my ook. Ek moet sê ek hou nie van hierdie wegkruiper speletjie nie. Dalk loop ons nog iets raak. Wat hier? Waar anders? Waarvan praat jy? Van Wild, waarvan praat jy dan? Van Lydia, ou maat. O. Daar 'n groot gat om jou te maak. Ja, skinder heeltemal. Wat is jou haas? Ek is nog glad nie klaar nie. Haai, kyk dan. Waar? Wat? Daar, man. Ag, is 'n perd. Ek dink is 'n kudu. Seker die ou wat die draad regmaak se perd. Ou se voet, kyk daar. Dit lyk mos vir my soos 'n vroumens. Dis reg. Waarvoor wag ons dan? Kom, kom, kom. O, so, dis waar jy wegkry. Ons het al die hele wêreld vol gesoek na jou. Wat op aarde is jy besig om te doen? Ek maak die draad reg. Op die danige dokter aan wie die plaas behoort, tog nie vir my oupa. Ek bedoel my oom gesê het om jou flente draad vir hom reg te maak. Wat maak jy dan hier? My oom is siek en nou moet ek die draad kom heel maak. Dis my pa. Hoe kan hy nou sulke dinge aanvang? Jou pa? Waarmee kan ek help? Ongelukkig is ek nou al klaar. Knip asseblief hierdie stukkie draad vir my af voor die dokter skape dalk verongeluk. Jy weet elke ding het twee kante. As dit nie vir die dokter was nie, sou ons dit dalk nooit teruggeloop het nie. Dis waar ja. Nou dat ons jou rak geloop het, gaan jy nie so maklik van ons ontslaa raak nie. Jy het nog die tang. Besef jy Lydia dat ons al 3 dae na jou gesoek het?
En julle dan niks anders om te doen nie? Ons is met vakansie. Ek ook. Nou maar ek moet nou gaan. Dankie vir jou. Ai, nie so haastig nie. Ons ry eentjie saam. Wag vir ons, man. Ai, toe nou, man. Ons dit aan die perd, Lydia. Ai, wag vir ons. Nie so haastig nie. Kom aan. Ja, ja. Jy het geen bokke geskiet nie. Die mooiste bokkie op 2 bene wat pa nog ooit gesien het. Waarvan praat jy nou? Jan praat van die nooitjie wat ons gaan soek het, dokter. Maar waar woon sy dan? Op 'n plaas. Maar was jy al nie veld toe gewees nie? Dit is waar ons haar gekry het. Sy is besig om die draad heel te maak. O, ek sien. Johan, jy moet nie laat jou tante hiervan te hore kom nie. Ek bedoel die nooitjie op 'n plaas. Sy hou nou maar eenmal nie van enigiemand wat na die huis woon nie. Ja, Dora. Ek dacht ek het stemme gehoor. Julle toe daarom iets geskiet. Nee, wat juffrou. Ons het toe maar vir die ou oomie help draad jou maak. Oomie? Ja, tante, die een daar op onderplaas. Die oupas is regtig siek. Ons wil net gou bad en dan gaan kyk of die oomie hier veilig by die huis aangekom het. Kan ons maar gaan, pa? Ja, jy kan maar gaan. Dankie, pa. Kom, Pieter. François, denk jy nie jy moet maar liewer self gaan nie? Nee, wat, ek sal gaan kyk as dit nodig is. Ha, 'n dokter. Nou, lekker daar nie iets te drinken nie. Pa word nou daarom nie so stil, kind. Waarom gee pa nie die ou bene kans om 'n bietjie te rus nie? Jy moet my verniet uitmaak voor my tyd. Hy heeft mijn vriend Reisvogel ook een kaartje gestuurd. Ja, pa. Maggie, bring die thee. Ja. Hij zou een zwankje lijkt zo'n wezen kunnen. Netflix is me baie beter. Het mag vir my ook 'n paar laat staan. Ja, oké. Maar jy moet vir my kom die appels nou weer aangaan, hoor. Bring vir ons van die koekies ook, Maggie. Ja. Gaan ek met appels se been? Nee, is maar zeer lekker. Missis, lyk my hier kom nou weer mense aan met ons werk kry, missis. Wat die duivel? Dis Johan en Pieter. We bring gou nog wat vir. Ja, hulle kon seker kyk hoe dit met appel gaan. En wie trullig sê ek iets verkeerd? O, ek het dit vanoggend gesien toe ek die draad jou gemaak het. Wat hè? Kom binne. Hallo Lydia. Hallo. Maar dat nooit van ons gesê word, dat is nie ons woord uit. Hallo Kom laat julle voorstel. Dis my mommy, Pieter Wassenaar. Aangenaam. En Johan Werner. Aangename kennis of En dis my oom. Aangename kennis. Sit, julle is net een tijd verkeerd. Het is eindelijk net om hoor hoe het met die oom gaan. We gaan met mij baie goed om. Hier sit Wassenaar. Oké. My pa sê as oom miskien sy hulp nodig het, oom maar net moet laat weet. Dankie, maar dit sal nie nodig wees. Sê vir jou pa baie dankie. Ek sal hom seker laat weet, hoor. Nee, dankie. Goed oom. Dis die soort koekies wat my pa so baie van hou. Hy het gesê dat 'n ou nooit van hom dit altyd gebak het. Jy kan gerust vir die dokter 'n paar van die koekies stuur of hoe? Ek ongelukkig is nou die laaste. Dis jammer. Wel, nou dat jy oom soveel beter voel, kan jy gerus vanaand saam met ons beeskop toe gaan, Lydia. Mag ek, mommy? Seker, Lydia. Dankie. Dan sal ons gou moet maak of anders sal ons nie plek kry nie. Verskoon my dan net 'n oomblik asseblief. Het is nou jammer dat julle so haastig is. Ons nog nie eers 'n bietjie politiek gesels nie. Almal stel nie belang in politiek nie. Maar politiek is altyd 'n goeie onderwerp vir bespreking. Net so. Dis wat ek teen die universiteit het. Kyk nou vir Lydia. Sy het nog eers politiek geleer nie. Universiteit? Waar is jy op universiteit, hoor? Op Pretoria. Kom, ek is klaar. Totsiens, mommy. Totsiens, Lydia. Jy nie my totsiens sê nie. O ja. Totsiens, oom. Godlief. Totsiens, mevrou. Totsiens, oom Godlief. Totsiens, oom Godlief. Jou familie is dan baie gaaf. Dankie. En nou, wat gaan nou aan? Jy wil mos altyd bestuur, maat. Nou is jou kans. Pa besef natuurlijk wat 'n ongemaklike posisie dit my nou plaas. Goed. Hoe dan so? Lydia is besig om haarself te geniet terwyl ek die lewe van 'n kluisenaar moet lei.
Nou verstaan ik jullie. Lydia is gelukkig, die veld is mooi en die is volle water. Net ek is te bang om my kop in die voordeur uit te steek. Ek vrees dat ek myself met Frans sal vasloop. Ek het nie eers die moed om dorp toe te gaan om my Kersfees inkopies te gaan doen nie. Maar as je dorp toe wil gaan, Elise, kan je maar net sê. Paul van niet verbaas so onschuldig. Wat daarvan as ek Frans sou ontmoet? Ja, waarvan? Ek is bang om hom te ontmoet. Verstaan pa dan nie? Soos ek dinge nou deursien, is jy nie vir hom bang nie, maar jy is bang vir jouself. Jy vrees jouself. Jy vlug vir jouself en jy kruip vir jouself weg. Nou onderskat pa my. Moet jy dan nou nie soos 'n kind gedra. Oor 'n dag of twee gaan ek dorp toe en jy nie te bang is om saam te gaan nie dan. Pa, ek gaan saam. Nou ja, kyk gou. Doen jy maar jou inkopies. Ek het nog ook 'n paar goedjies en plekke wat ek moet gaan sien. Goed pa. En dan kry ek jou later by die kafee. Goed pa. Tot ziens. Goedemorgen, dame. Ik wil niet alsjeblieft mijn bestelling goed plaatsen. Ik zal later zelf afdoen. Goedemorgen, mevrouw. Als mevrouw wil iemand net hierdie paar goedjies vir my uitkry, ek sal dit later aankom. As mevrouw sal vir my 'n 4 gallon terapie ook daarby sit. Maar dat geen vriend? Dat is al niet meer. Sal ek dit vir jou aflewer? Nee, wat, nee. Dan stel maar zo, ik zal net met mijn bakje komen afzien. Goed, dank je. Ik ga net gewoon aan naar die café. Dank je, meneer. Tot ziens. Tot ziens, meneer. Ik heb mijn inkoopjes slagen doen, pa. Nee, maar dat is gaaf. Ik ga nou net die goedjes bij die winkel opblijven. En die drankjes bij die bordelstoer en stelt me een kopje thee, hoor. Goed pa. 2 thees alsjeblieft. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Kan ik Mijn dochter heeft hier ietsje gekoopt. De prijs hiervan. Ja, meneer, hier is het. Dit zal 4 rand wees. 4 rand. Ja, meneer. Zo goed. Dank je. Baie dankie, meneer. Morgen, oom. Sien we om het weer Goedemorgen, weer. dokter, ja, dat gaat nou een beetje beter. En hoe gaan het met oom se suster? Oh, mijn zuster, nee, goed dank, goed dank. Excuse toch wel ergens een beetje haar. Zeker, oom. Tot ziens, oom. Moeder, dokter. Goedemorgen, meneer Viem. Al kan niet toch zomaar net hierdie goedjies mee buiten naar die kant Zekerlijk, dokter, baie dankie. Jonas, kom vat kaart toe vir die baas. Hij heeft het gezien. Die idee niet, pa. Je dokter. Frans? Ik kan nog Frans samen met ons te commenteren. Vaak is dan met een keer dat ik. Zie je iets van niet bang? Ik zie voor pa, maar ik ben niet klaar. Kom hier, maar. Zij is dus niet bang voor hem, nee.
dokter. O, dankie Dina. Ag nee, dokter, se weer daar dit 'n mens weet nooit nie. Jy maar dis nie gelei nie. Ja, maar my oom het pa altyd gesê, 'n ongelaaide geweer skiet die doodste. Nee, wat ek sal versigtig wees. Ja, maar my oom pa het gesê, dis altyd die versigtige man wat die ongeluk maak. En my oom pa het ook te weet. Hy was baie versigtig. Hy het om een keer sy voet geskiet. Ja, van pure versigtigheid het ek vermaak ek nou 'n ongeluk van pure versigtigheid. Drink jou koffie, dokter, voordat dit koud is. Ag nee, toch. Maar julle is vroeg thuis? Ja, pa, ons gaan nou weer ry. Julle planne vir die dag bietjie skeef geloop. Hoeso, pa? Ek dink jou tante het ander planne vir julle. Kom Pieter, kom laat ons wegkom. Daar is julle twee. Johan, ons twee moet gou eers dorp toe gaan. Kan Pieter nie vir tante neem nie? Ongelukkig nie. Ek het 'n verrassing vir jou. Maar wat van die siek oomie? Toe maar, ek sal na die sieke oomie gaan kyk. Johan, jy moet maar liewer my motor gebruik, hy staan nie agter die huis. Ja, ons moet gou maak, anders wonder Betsy waar ons so lank bly. Betsy? Sy kom bepaal daar by ons kuier. Vandat ek myself ken as Betsy daar. Ek Pieter, jy kan hierdie keer vir Betsy kry. Dankie, maar ek verkies die sieke oomie. En ek verkies om my kar se sleutels te hê. Kom tante. Dankie. Ja, Pieter, jy moet maar gebruik maak van die perd, man. Nie nodig nie. Ja. Totsiens, Johan. Totsiens, Pieter. Regtig so verroes is ek met hulle werk. Ek kry nie eens 'n bietjie koffie ook nie. Met al die gesukkel. Ai, kom net daar. Koffie, pa. Ja, dat is opgewacht. Hoe is Pieter dan vandaag alleen? Ja, dis snaaks. Toe maar, jy hoeft niet te gaan. Jy het vir Lydia kon keer, nie vir jou. Middag, Pieter. Middag, Lydia. Is jy daar alleen? Ja, joh, sy tante dorp toe vat. Wie nie inkom nie? Ja, dankie. Lydia, Ja, Pieter. besef jy dat die eerste keer is dat ons twee alleen is? Ek besef dit maar al te goed, Pieter. Kom sit. Dankie. Ek gaan net gou vir ons tee maak. Nee, los maar die tee. Is jy seker? Heeltemal. Lydia, Ja, Pieter. dat is iets wat ek al lang al wou gedoen het. En dit is? Lydia, ek was so bang dat Johan my sou voorspring. Johannes is 'n broer vir my, 'n jonger broer. Maar hoe gaan ons hom hiervan vertel? Ons sal hom wel later vertel, dan sal hy verstaan. Dan is dit afgespreek. Jy is daar een baie lief vir daai ou boom, né? Ja, Die skaap gaan daar nou baie goed aan. verbasend goed, Godlief. Middag, Pieter. Middag, van Middag, Pieter. Waar is Johanna nog? Jy het weer ruzie gehad. Amper hoor, as dit nie vir die dokter was nie. Die dokter klink nogal gaaf, ek sou hom graag wou ontmoet. Oh, ons kan hom altyd nou gaan haal. Nee, nou nie. Ek bedoel, dan kuier ons nie so lekker. Dis jammer. Maar sal jy nie vergeet te bly nie, Pieter? Dankie, mevrou. Dan gaan ons twee vanaand 'n bietjie oor politiek gesels. Goed toe. Ja, ek gaan so lank die ete reg kry. Stap julle so eentjie. Goed, mami. Maar moet nie te lank weg bly nie, hoor? Nee, mami. Hulle pas nogal goed by mekaar, hè? Sit toch, Johan, en drink je thee. Waarom is je zo rusteloos? Waar bly daai Pieter so lank weg? Sien tante nou wat ek bedoel? Johan was nooit zo, nee. Ik kan het niet begrijpen, nee.
Ek kan dit begryp. Dis daardie meisiemens wat hier onder bly. Waaronder? Hier op onderplaas. Bedoel jy? Ja, tante. Hierdie huurder se dogter. Weet tante dan nie daarvan nie? Sy, Johan en Pieter was elke dag saam op die dorp gesien. Onderplaas. Alweer onderplaas. Moet 'n plan maak. Betsy. Ja, tante. Ek het nou net gedink aan iets. Waarom vra julle nie môre aan te paardvriende oor nie? Bedoel tante dat ons haar ook moet nooi? Beslis ja. Hier is Pieter nou. Later, maat, jou seker oom is die groete. Volgens die wet het jy my kar gesteel. Wat besiel jy, Jan? Het is toch alles as 'n grap bedoel? 'n Grap wat 'n bietjie te ver gedryf is. Nou kan jy kies of ons die saak hier tussen ons gaan uitspook en of ek jou by die polisie gaan aangee vir diefstal. As jy dit so wil hê. Nou maak hulle rusie oor haar. Hulle gaan mekaar doodmaak. Ek gaan die ding stopsit. Los hulle Betsy, bepaal liewer jou aandag by môre aan. Dis die oorsaak van hierdie geskil wat ons moet beveg. Kom ons gaan in die huis in. Oh, tante. Kom, Betsy. En waar's Johan? Ek weet nog nie gekom nie. Ek sien die dokter en juffrou Werner se kom ook. Kom ons gaan sit daar aan die kant. Aha. Ag, Betsy, schattie, kom help my gou asseblief. Jammer, Pieter, jy kan haar later kry. Kom my schat. Wonder waar bly Johan hulle so lank? O, hulle sal seker nou hier opdag. Waarom is jy so bekommerd? Hallo, Johan. O, daar is hulle nou. Nou, daar's my pa en my tante. Kom dat ek jou gaan voorstel. Kom maar nou, moenie bang wees nie. Hallo Lydia. Hallo Jan. My tante Aangenaam, juffrou. Goeienaand. en my pa. Goeienaand, Lydia. Welkom. Papi. Johan se papi. Ek wou toch so graag ontmoet hê, dokter. En hoe gaan dit nog met die oom? Beter, dankie, dokter. Julle het daarom uiteindelik opgedaag. Nou, Betsy. Jy wil seker kamertjie gaan, juffrou. Ja, dankie. Verskoon my asseblief. Seker. Wel. Johan, jy lyk dit met 'n gebraaide ribbetjie. Seker. Verskoon my asseblief. Kom Pieter. Ja, dankie. Gaan jy maar. Snaaks, hy herinner my aan iemand. Laat jou in soortgelyke omstandighede dink, François Werner. Ek kan nou verstaan waarom daardie oomie so lank siek gebly het. Daar staan jy. Kom ons dit. Kom staan jy. Wat doen jy in Tandora in die nou, Betsy? Wat bedoel jy? Ek bedoel dat jy 'n bietjie vriendeliker teenoor Lydia kan wees. Lydia, dis jou tyd dat jy jou oë oop gaan, Johan. Wat bedoel jy? Nou is dit daar weer Pieter. Kyk dan. Kom ons gaan. Wat gaan vanaand hier aan, Pieter? Ek weet nie. Ek het al probeer uitvind maar tot dusver niks wys geword nie. Al wat ek weet is dat dit op my gemik is. En
miskien wil julle beklei ry gisterand nie? Sal ons steur as ons by julle aansluit? Nee, glad nie. Jy lyk vanaand baie afgetrokke, juffrou. Inteendeel is my baie besonder aan. Dan sê jy seker nie omgee as Johan so 'n bietjie van sy aandag aan die ander gaste wy nie. Nee, nie minste nie. Lydia is my gas. Die res is tante en Betsy se verantwoordelikheid. Wel, juffrou. Wat het jy gesê as jou van nou weer? As ek vir jou moet sê wat my van is, sou jy my tog nie glo nie, juffrou Werner. Ek het nooit kon droom dat 'n van so belangrik iets kon wees nie. Dit is gevaarlik genoeg om 'n mens se hele agtergrond te bederf. Hoeso? Soms doen die ouers iets skandaligs en verkies die kind om sy of haar van te verswyg. Jy wil tog nie voorgee dat dit met Lydia die geval is nie, juffrou? 'n Mens weet nooit wat aan 'n van kan opgesluit wees nie. Neem nou my pa. Hy's 'n dokter. En die bietjie wat ek van hom weet, lyk hy fatsoenlik. Jy praat of jou pa nog lewe. En ek is onder die indruk dat jou Ja, pa... was jy onder die verkeerde indruk, want my pa en ma is geskei. Geskei? Daar het ons nou vir Lydia. Mina se van. Sy hele agtergrond uitgepleis. Maar wat van ons Werners? Wat van ons? Het tante miskien vergeet dat pa 'n geskeide man was? Bly stil, waar kom jy daaraan? Pa het my vertel, tante, alles. In daardie geval kan jou pa en my pa as dieselfde persoon deurgaan. Bly jy stil. Kom ons gaan kyk wat daar aangaan. Ja, kom. Nikki. Ja, Tannie? Tommy, speel van zo'n walsie alsjeblieft. Zeker, ons sal 'n walsie speel. Baie dankie. Karel, 'n walsie asseblief? Goelerij. Hey, waar's Lydia? Ek weet nie. Sy het dalk besluit om huis toe te gaan en net nou surprise vir haar. Ja, kom ons gaan kyk hoe dit gaan. Wel, ek gaan haar soek. Ja. Kom binne. Ek is al binne. Waar is jy, Lydia? Die skoondokter maak dat ek kan vra vir die volgende dans. Vir my. Vir u. Maar ek ken nie hierdie nuwerwetse danse nie. Dis 'n wals, dokter. Asseblief. Kom. Dis baie vriendelik van jou. Stadig, Lydia. So asseblief. Jy moet daarom met goeie dom maak. Dans ek so sleg? Nee, dokter, dis soos 'n droom en ek wil nie graag wakker word nie. Lydia, jy weet jy herinner my aan iemand wat ek in my jeug geken het. Wie was dit, dokter Werner, of het jy al haar naam vergeet? Nee, ek sal nooit haar naam vergeet nie. Ek is bly, dokter, of liewer, dankie. Dis ek wat moet sê dankie. Nogmaals baie dankie. Dankie, dokter. Maar daar is jy, Lydia. Ons het oral staan na jou gesoek. Ons gaan jou bruiglys. Ja, maar dokter. Zeker. Dankie, dokter. Lewe vleis, hè? Dankie, ons vat saam met die hand. Dankie welself. Dan nog. Dit is nie 'n lieflike aand nie. Wat is jy, Dora? Gaan sit. Ons word nou te oud vir sulke joligheid. François Werner, om so gek vir jouself te maak voor al die jong mense. Ek?
Was dit nou nodig om met daai skaamtelose flerrie te dans? Jy praat seker van Lydia. Ek dink weer sy's 'n gawe noontjie, verfynd en welopgevoed. Jy het die gewoonte om die slegte eienskappe van 'n vrou met die goeie te verwar. Jy is sekerlik nie ernstig nie. Ek is ernstig, François. Weet jy wie daai meisiekind is? Ja, Wie waar sy woon? natuurlik op onderplaas. Weet jy dat Johan daar besoek aflê? En Pieter. Praat nou van Johan. En jy vergeet toe jy 'n jong student was, dat jy ook by onderplaas besoek afgelê het. Dis nou genoeg. En nou jou seun. Wil jy insinieer? Ek wil niks insinieer nie, ek wil net hê dat jy jou vaderlike plig moet doen. Net soos pa destyds. Moet ek ook nou die mense beledig wegjag. Net omdat die familie al klaar vir my 'n vrou uitgesoek het. As jy te lafhartig is om daai spul trekkers op hulle plek te gaan sit, sal ek dit doen. Jy van jou sinne beroof. Goed, ek sal dit doen. Maar ek doen dit op my manier. Kom met nou regtig gaan slaap. Die lig is nie goed vir pa se oë. Ja, het begin nou laat word. Kom, druk eers pa se pil. Ek hoor karm. Hoor is dat nou die kinders? Dis die dokter. François. Goeienaand, oom. Nou, dokter. Is daar iets van die kinders verkeerd? Nee, oom, hulle geniet nog die dans ter deur. Nou, maar kom in, dokter, kom in. Baie dankie. Sit, dokter, sit en maak jouself thuis. Dankie, oom. Ek het eintlik net na oom se welstand kom verneem. Oom was musiek nie waar nie. Ja, ek is daarom weer op die been, dankie. Maar weet daarom seker nie vandag hierheen gekom om bloot net na my welstand te verneem. Wel, ja. Wat is jou moeilikheid, dokter? Nee, daar is eintlik nie moeilikheid nie, oom. Ek het sommer net oor Johan en Lydia kom gesels. Maar ek is bly jy het gekom. Want dit bespaar my die moeite om na jou toe te ry. Ek weet eintlik net nie hoe om dit te stel nie. Dit is Laat ek jou help, dokter. Ons moet dadelik die verhouding tussen die twee jong mense beëindig. Maar dis nie my idee nie. Maar dis my idee. Jy sien, dokter, ons het ander planne vir Lydia. O, so. Ek bedoel, hoe sê ek nou sê? Ons het 'n ander persoon in die oog vra. En wat dink Lydia van hierdie ander persoon? Dit maak nie saak wat sy dink nie. Dis mos vir haar eie beswil. Maar dit maak saak. Wat gaan jy doen as Johan en Lydia verlief raak op mekaar en eendag wil trou? Want dit mag nooit gebeur nie, nooit. U en ek moet dit beveg teen alle koste. Ek weier beslis om enige aandeel te hê in die opbreek van die geluk van hierdie twee kinders. Jy praat asof Lydia jou verantwoordelikheid is. Sy is ek bedoel sy's 'n gawe dogter. En ek waarsku u dat ek deur dik en dun by hulle sal staan. En ek sê julle beveg met hand en tand. Laat ons nou probeer kalm wees, oom. Toe ek nog 'n student was, het ek verlief geraak op 'n meisie wat in hierdie huis saam met haar vader gewoon het. Destyds het my vader dieselfde houding ingeneem wat oom en my suster nou inneem. En toe? Wel, my vader wou nie gehad het dat ek met die meisie met trou nie en ons het toe weggeloop en skelm gaan trou. Hoe lank gelede was dit, dokter? 20 jaar gelede, oom. En nou jaar heeltemal vergeet. Nee, oom. Ek dink nog steeds aan haar. Maar kan oom nou verstaan waarom ek so beklei vir Johan en Lydia? Ek verstaan, dokter. Hulle vriendskap verwelkom ons. Maar 'n huwelik tussen hulle is en bly onmoontlik. Maar waarom, oom? Omdat halve broer en suster nie kan trou. Elise, jy? Ja, François. Dan is Lydia jou dogter. Ons dogter. Oom Thys, waarom het oom my so bedrieg? Ek wou net sien hoeveel van die ou François nog oorgebly het. Moet julle dan nie gaan? Elise, waarom het jy my altyd net duister gehou wat Lydia aanbetref? En na die brief van my vader destyds. Waarom? Ek het altyd geweet hoe graag jy dokter wil word, François. Maar ek was bang dat as jou pa sy dreigemente tot uitvoer sou bring, jy jou studies sou beprys gee, dis waar. En jy het dit alles ter wille van my gedoen. Ruil daarvoor het ek vir Lydia gehad. En Lydia, weet sy? Alles. Nou kan ek verstaan waarom haar gedrag vanaand so vreemd voorgekom het. Ek hoop jy sy het sleg gedra nie, François. O nee, sy aard te veel na haar ma. Dankie. Elise, daar's so baie dinge wat ek jou wil vra en sê, maar ek weet net nie waar om te begin nie. Kom ons begin op. Onderplaas. Ja, kom ons begin op onderplaas. Daar is net een iets wat ek graag van jou wil weet, François. En wat is dit? Jy het daarom almondig geword. Waar is die kinders nou?
Kom, François. Elise, los die kinders. Pa staat nog in die kombuis. Maar is jy dan nie almondig nie? Dis my pa se kar. Hoor wat soek jy hier? Kom. Maar François, hier is die kinders al. Goeienaand. Jy sien ek was reg gewees. Hoe sou dis waar jy en pa verdwyn het? Ja, Johan. En toe het jy die partytjie geniet. Lekker dankie, Heel mami. dankie. Naan, dokter. Nan, my dogter. Papi. Dogter. Maar wat gaan hier aan? Ek het jou mos vertel van my vorige huwelik, Johan. Maar pa het niks gesê van 'n dogter nie. Ek het ook nie van haar geweet tot vanaand nie. Maar Lydia het geweet en sy het my al die tyd bedrieg. Johan, ek wou jou nie bedrieg het nie. Maar wie wat dit beteken om sonder 'n pa groot te word en ewe skielik uit te vind dat hy leef? Nee, ek weet nie wat dit beteken nie. Pa kom my gerus vertel het. Johan, kom hier. Luister, Johan. Probeer om te verstaan later as jy so voel. Dit is nie so maklik om te verstaan nie. Johan. Johan. Wat gaan nou aan met julle? Ja, vat hier zo. Julle twee bly daar nie. Johan, luister na my. Johan. Elise, laat staan hom. Ag, maar die kind lyk so ongelukkig. Maar ons was net so impulsief toe ons sy ouderdom gehad het, onthou jy nie? Wat gaan met Johan? Ag, asseblief. Nou goed, kom ons gaan gesels. Tandora, Wat is verkeerd, Johan? Wat gaan hier aan? dis Lydia, tante. Sy's my suster. Nou was my suspicious toch gegrond. Tante was reg, daar is 'n vloek hier op onderplaas. Nee, ek was verkeerd, Johan. Al die jare het ek hart in my hart gedra aan jou pa liefde. Ek het verloor, maar ek is bly. Naan, Dora. Ek is bly jy het gekom. Na toe tuis. En om te dink dat nie een van ons om tuis herken het nie. Ek dink ek gaan maar huis toe. Jy gaan my nie so afronteer nie, jy bly net hier. Na, Dora. Naantie Lies, Ek is bly jy kon kom. ons het een ding in gemeen en dit is dat ons ewe trots is. Maar die jare skaaf dit af en al wat oorbly is die mens. Ek sien Martiens het jou toe gebring, Dora. Ja. My vaderland word hier slim af, man. Martiens, laat ek jou voorstel. Oom Thys, dis Martiens, my plaasbestuurder. Ag, dankie. En dis oom Thys se dogter Elise. O, jy's Dina se broer. Dis reg, oom. Nou ja, maar kom ons gaan in daar. Dink ons so 'n bietjie wyn dit daar. Kom Johan, kom Dora. Elise, sy jy ons verskoon, Dora. Natuurlijk. Kom Dora. Ek kom om tuis. En Elise het onderplaas nou vir jou baie verander. Nie baie nie, François. Hier het ons geluk destyds geëindig. En hier gaat het nou weer begin.